Geliefdes, ons gaan vanoggend saam lees Handelinge 16, vers 16 tot 40. Dis 'n langer gedeelte, maar dit is 'n hele verhaal wat afspeel, so ons het nodig om die hele gedeelte te lees, om daarvan kennis te dra. Die opskrif is in die tronk in Filippi. Dit is Paulus en Silas wat in die tronk is. Ons gaan nou sien hoekom hulle in die tronk is en wat daar gebeur het. Kom ons luister saam. Terwyl ons eendag na die bidplek toe op pad was, het ons 'n slavin teëgekom in wie daar 'n waarsêersgees was. Deur waarsêery het sy vir haar eienaars baie geld verdien. Sy het agter Paulus en ons aangeloop en aanhoudend geskree: "Hierdie mense is die dienaars van God, die Allerhoogste. Hulle vertel vir julle hoe julle gered kan word." Sy het baie dae na mekaar gedoen, totdat Paulus dit nie langer kon hou nie. Hy het omgedraai en vir die gees gesê: "Ek beveel jou in die naam van Jesus Christus, gaan uit haar uit." Die gees het op daardie oomblik onmiddellik uit haar uitgegaan. Toe haar eienaars sien dat sy nie meer geld vir hulle kan inbring nie, het hulle vir Paulus en Silas gegryp en hulle na die owerhede toe op die stadsplein gesleep. Hulle het hulle voor die stadsbestuur gebring en gesê: "Hierdie mense is Jode wat moeilikheid maak in ons stad. Hulle wil vir ons gebruike leer wat ons as Romeine nie kan aanvaar of navolg nie." Die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Nadat hulle baie geslaan is hulle in die tronk gegooi en die bewaarder het opdrag gekry om hulle streng te bewaak. Op hierdie bevel het hy hulle in die binneste stel opgesluit en hulle voete in houtblokke vasgeklem. Teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing, en die ander gevangenes het na hulle geluister. Skielik kom daar 'n groot aardbewing wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Die bewaarder het wakker geskrik en toe hy die deure van die tronk sien oopstaan, het hy sy swaard uitgetrek om homself om die lewe te bring, want hy het gedink die gevangenes het ontsnap. Maar Paulus het baie hard vir hom geskree: "Moenie jouself doodmaak nie, ons is nog almal hier." Toe die bewaarder 'n lig gevra, die sel ingestorm en bewend voor Paulus en Silas neergeval. Hy het hulle binnekant toegevat en gevra: "Menere, wat moet ek doen om gered te word?" Hulle antwoord hom: "Glo in die Here Jesus en jy sal gered word, jy en jou huisgesin." Hulle het toe die woord van die Here aan hom en aan al die mense in sy huis verkondig. Op daardie uur van die nag het hy vir Paulus en Silas geneem en hulle wonde gewas. Hy en al sy mense is daar en dan gedoop. Toe bring hy hulle na sy huis toe en sit vir hulle ete voor. Hy en sy hele gesin was vol blydskap omdat hulle nou in God geglo het. Die volgende môre het die stadsbestuur polisie gestuur met die boodskap: "Laat daardie mense los." Die bewaarder het toe die boodskap aan Paulus oorgedra en gesê: "Die stadsbestuur het laat weet dat julle losgelaat moet word. Julle kan nou gaan en voorspoed op julle reis." Maar Paulus sê vir die polisie: "Ons is sonder verhoor en openbaar geslaan en in die tronk gestop, ons wat Romeinse burgers is. En nou wil hulle ons stilletjies hier wegkry. O nee, laat hulle self kom en ons uitlei." Die polisie het dit toe vir die stadsbestuur gaan vertel. Die het groot geskrik toe hulle hoor dit is Romeinse burgers. Hulle het gegaan en om verskoning gevra, hulle uit die tronk uitgelei en hulle versoek om die stad te verlaat. Nadat hulle uit die tronk gekom het, is hulle na Lydia se huis toe, waar hulle die gelowiges gesien en bemoedig het. Daarna het Paulus hulle vertrek. Ons lees tot sover. Ons jongmaats, julle kan vorentoe kom. Maar ek dink julle moet hier op die verhoog staan vanoggend, want ons moet eers ons pantoffels afsjou.
Kom, almal van julle. Ek gaan nie alleen voor staan met pantoffels. Laat 'n bietjie sien, wys vir my, wys bietjie pantoffels. Kry julle voete lekker warm? Hè? OK. Is almal al van bo af? OK. Goed, dan gaan ons omdraai na die gemeente toe, dan gaan julle nou 'n bietjie so julle voete wys vir hulle. Sjou 'n bietjie julle pantoffels af. Hè? Nou is hulle skaam. Goed, sit gou so vir my net hier by my. Sit so in 'n krentjie. Maak plek vir die agterstes, dat hulle 'n bietjie nader kom. Sit bietjie mooi. Want dan gaan vir julle 'n storie vertel vanoggend. Goed. Wie van julle was al in 'n moeilike situasie gewees? Een wat jy gevoel het, hier weet ek nie hoe gaan ek uitkom nie. OK, elkeen van ons het al iewers beleef, daar's moeilikheid. Ek het hulp nodig, maar ek weet nie lekker waar kom die hulp vandaan nie. Stem julle saam? Right. Nou julle ken oorlogskampe, nê? Dink nou 'n bietjie, julle leer geskiedenis, oorlogskampe waar mense aangehou word, waar mense bly. Daar word gewoonlik net 'n sekere hoeveelheid kos saamgevat vir die tyd wat hulle daar gaan wees. Stem julle saam? Nou kan julle nou dink as iemand van daai kos steel, wat gaan gebeur? Gaan daar genoeg kos wees? So dit gaan 'n probleem wees, nê? Daar kom moeilikheid. En daai moeilikheid moet aangespreek word, nê? Moet hanteer word. Nou maats, daar was iemand wat sy naam Garcia was. En hy het so 'n taak mag aangevoer, nê? Maar toe kom sy mense by hom en hulle sê vir hom, daar word van die kos weg. Hulle het die voorraadopname gedoen, nê? Julle het al gesien, as jy in Checkers en Pick n Pay loop, dan loop hulle met die masjienkies en scan hulle so die barcodes, nê? Dit is om te kyk hoeveel produk is verkoop. So hulle het ook gegaan en hulle het gaan afmerk en gesien, nee, hier is kos weg. Hier moet meer kos wees en dit is nie daar nie. En hulle het gaan sê, en toe sê hy, voor die hele volk, as die een wat die kos steel gevang word, dan gaan daardie persoon swaar gestraf word. OK, kan julle hoor hoe kom die moeilikheid? Gaan julle bang gewees as dit julle was wat in daai volk was? Ons hoef nie bang te wees, ons nie skuldig is nie, nee. Maar toe gaan daar 'n tyd verby, en daardie mense wat die voorraad getel het, vang toe die een wat die kos steel. En hulle vat die persoon na Garcia toe. En daardie tyd het hulle mos nou kopdoeke gedra, nê? So die gesig was nie bekend nie. En toe daardie persoon voor Garcia staan, en hy maak die gesig oop, wie dink julle het voor hom gestaan? Iemand vir wie hy baie lief was. Dit was sy eie ma gewees. En toe besef hy, nou is die moeilikheid. Want hy kan nie sê, as die een gevang word, gaan hy gestraf word, en nou sit sy ma, nou wil hy nie meer straf nie. Daar moet gestraf word. Stem julle saam? Dit is net regverdig. Nee. Nou dink julle hy het sy ma laat slaan en laat straf? Nee. Hy het gesê wat sy straf, kom ons sê, dit was 7 houe met die sweep gewees, en hy het besef, sy ma is te oud, sy gaan dit nie maak nie. As hy daai hou moet vat, dan is daar groter moeilikheid wat hy nou het. Nee. En toe sy ma so gereed gaan staan vir haar hou en gitters, toe stoot hy aan een kant toe en hy sê vir die ouens wat moet slaan my in haar plek. So hy het nog steeds sy woord gehou, dat haar straf uitgedien is. Maar hy het sy liefde bewys aan sy ma, want hy het geweet sy gaan dit nie reg kry om daai straf deur te gaan. Nee. Maats, die Here gebruik partykeer moeilike omstandighede om ons 'n les te leer. Of om ons te laat besef hoe lief is hy vir ons. Nee. Nou ons het vanoggend saam gelees van Paulus en Silas. Nee. Ons ken van Paulus, een van die groot apostels in die Nuwe Testament. Silas was een van sy vriende wat saam met hom beweeg het. En ons hoor hoe hulle vir die mense geleer het. Wat is reg? Hoe kan hulle God leer ken? Maar dit het hulle gekos. Hulle moes in die tronk opgesluit geword het en hulle is gestraf daarvoor. En toe hoor julle, hulle het God geloof en geprys en vir hom gebid
en die tronkdeur het oopgegaan en hulle boeie het afgeval, al die gevangenes in. Nee? Iets wat ons nie kan indink nie, nee. As ons in 'n tronk loop en almal se boeie is eweslik weg en goeders en ons weet dis nie moontlik nie, dan gaan ons nog skrik. Nee. Die bewaarder het geskrik, hy het dit nie gesien kom nie. Maar God het ingegryp. Hy het Paulus en Silas gered deur te wys hoe groot hy is. Maar wat doen die stadsbestuur en die polisie? Hulle sê nee, julle kan nou maar gaan. Julle is vry, gaan net uit ons dorp uit. Maar Paulus het gesê nee. Ons het nie verhoor gehad nie. Ons is onskuldig gestraf en geslaan. Kom julle self en kom sê vir ons is vry. Nee, want hulle was Romeinse burgers. Hulle het eintlik regte gehad. Nou ons is mos nou lief om te sê deesdae ons het 'n reg. Nee, hulle het regte gehad en hulle regte was nie geluister aan nie. OK. Maar ons sien iets groots ook daar in Paulus en in Silas. Hulle was gehoorsaam aan die Here gewees en omdat hulle gehoorsaam was, het die Here hulle gehelp uit daai moeilike omstandighede uit. Het hy hulle gehelp waar hulle nie meer self kon iets gedoen het nie. Nee, en dit is hoe ek net vir julle gevra het, was jy in 'n moeilike ding vasgevang gewees, wat jy gevoel het jy het hulp nodig. Paulus en Silas het hulp nodig gehad en het geweet, hulle hulp kom net van een plek af en dis van die Here af. En hulle het dit nog vasgehou. Gaan julle dit onthou? As jy weer in daai moeilike situasie kom, dan kan ons vir die Here bid en ons kan lofliedere vir hom sing, want ons weet hy los ons nie alleen nie. Hy sal ons help. Soos wat Garcia ook sy ma gehelp het. OK, kan jy onthou? Julle kan vir jou lekker kan kry, dan kan julle terug gaan na Maanpad. Geliefdes, voordat ek gaan terugklim op die kansel en verder aangaan met die preek. Vanoggend het ons slippers aan met 'n sekere doel. As jy advertensie gesien het wat versprei is op WhatsApp. Vanoggend staan bekend as Slipper Sondag. En julle sou gesê die skole het ook slipper dae gehad en ons sluit so 'n bietjie aan maar vir ons eie doel. Slipper dag is eintlik vir Reach for the Dream, maar ons het besef dis ver van ons af en ons wil nader aan ons gemeenskap ook 'n bydrae maak en daarom het ons gesê ons maak dit Slipper Sondag. En die fondse wat vandag in word, gaan vir Trio Primêr en Trio Hoërskool se broodjie projekte. So ons wil graag 'n verskil maak en 'n bydrae maak aan die gemeenskap en ons gedink dit sal goed wees as die skole hiermee bystaan. Nou ek het van Natasha nou raak gesien hier voor my. Liesel, daar's jy. Baie welkom vir julle en julle gesinne wat vandag saam met ons kuier en vir julle bereid het om vanoggend hier te wees. Ek gaan julle nie vorentoe laat kom nie, ek sal julle dit spaar. Maar ek wil tog vra in hierdie gedeelte en die wat naby hulle sit is welkom om dalk 'n hand op hulle te lê. Maar ek wil hulle wat spesifiek hierdie belangrike taak verrig by die skool om seker te maak die behoeftige kinders het iets om te eet elke dag. Dat hulle werk ook geseën sal wees. En met almal met wie hulle in aanraking kom om dit vir hulle werklikheid te maak. So kom ons sluit ons oë en dan doen ek dit vir hulle 'n seënbede ook op daardie werk. Here, dankie dat ons vanoggend in staat kan wees om deur dalk 'n lawwigheid soos om slippers na 'n erediens aan te trek, Here, ook iets sigbaar te kan sê van U wat ons seën en ons wil weet dit uitdra verder, Here. Dankie dat ons in staat is om dit te kan doen. Here, en ons dink vandag aan Natasha en aan Liesel wat baie prominent by elke skool hierdie rol vertolk, Here. En ons weet die logistiek daar agter en die fondse daar agter en selfs dit wat hulle nodig het elke dag kom nie altyd so maklik nie. Maar Here, ons kom vanoggend ons vra vir U dat U hulle hande sal sterk maak. Dat U hulle span wat hulle bystaan by die skole ook sal sterk maak. En Here, mag daar gewillige harte en hande wees wat gereeld vir hulle sal bydra sodat hulle dit 'n werklikheid kan maak om hierdie verskil te bring in kinders wat werklik behoeftig is se lewe.
Here, dankie dat ons kan weet, U voed ons net fisies en U voed ons ook geestelik. En mag daar elke keer as daar 'n broodjie uitgedeel word, ook iets van U liefde beleef en ervaar word. U wat U ontferm oor U kinders. Here, seën hulle, gaan hulle vooruit en maak hulle pad gelyk. Ons vertrou U daarvoor. En ons sê nogals vir U dankie, dat ons vandag op hierdie manier ook 'n aandeel daarin kan hê. In U naam alleen. Amen. Dan sê seën vir julle. Ons het nou praktiese instruksies, dalk het vir die gemeente. Die bokse gaan na die tyd nog by die deure wees. Asseblief, as jy nog 'n donasie wil ingooi, is jy welkom. Dan sal die geld getel word en ons sal elektroniese uitbetalings maak na die skole toe. En dis regverdig, dit sal gelykop verdeel word. Goed, maar baie dankie vir elkeen se bydrae en dankie dat julle die erediens kom bywoon het. Geliefdes, ek wil vanoggend stil staan uit ons teksgedeelte by die tema God gebruik onmoontlike omstandighede. Want as ons deur hierdie verhaal lees, dan is dit onmoontlike omstandigheid op onmoontlike omstandigheid. Maar een wat sentraal staan, is God. God wat besig is om te werk. Wanneer ons aan hierdie teksgedeelte dink, en ons vanoggend vir mekaar sê, ons almal kom op 'n punt waar ons voel dinge is buite beheer. Buite ons eie beheer, dit oorweldig ons, dis moeilike omstandighede, waar net vir ons voel, ons is vasgevang. Ons is amper 'n Paulus en Silas wat vasgeketting is in 'n tronksel. In 'n situasie wat ons nie weet wat gaan die uitkoms wees nie. En dit mag vandag van elkeen van ons verskil. Maar ons sal iewers dit beleef en ervaar. En dit voel vir ons, ek weet hoe ek hier gaan uitkom nie. In Handelinge 16, wat ons saam gelees het, sien ons hierdie twee manne, Paulus en Silas, in so 'n situasie, wat 'n mens maklik kan beskryf as onmoontlik. En ek dink as ons dit vanuit 'n menslike oogpunt sien, dan gaan hierdie omstandighede onmoontlik wees. Hoe op dese aarde gebeur so iets? Hulle word vals beskuldig, geslaan, en in die diepste deel van die tronk opgesluit. Maar God gebruik hierdie situasie om by sy doel uit te kom. En dis die wonderlike, dat God gebruik die onmoontlike omstandighede. En dan wil ek by so 'n paar punte vanoggend stil staan. God is teenwoordig in die beproewing. God is die heeltyd konstant teenwoordig. In vers 22 hoor ons, die skare het ook teen hulle gekant geraak. Die stadsbestuur het toe hulle klere van hulle laat afskeer en beveel dat hulle lyfstraf moet kry. Beproewing, vernedering, maar selfs daar is God teenwoordig. Paulus en Silas hou aan om God se wil te doen. Hulle bevry 'n slawe meisie van 'n bose gees, hoor van die waarsêersgees. En tog word hulle daarvoor gestraf. Hulle het iets goeds gedoen, maar die vrug daarvan is onregverdigheid. Hulle word gestraf. Dit herinner ons dan daaraan dat ons gehoorsaam moet wees aan God. En dit het nie noodwendig altyd beteken dat gehoorsaamheid maklik of eenvoudig gaan wees nie. Ons gaan dalk beproewing op die pad beleef en ervaar. Wanneer ons gehoorsaam is aan God, dan kan ons sê dit bring ons soms by moeilike omstandighede. Maar dan beteken nie in daai moeilike omstandighede dat God ons verlaat het nie. En dat hy ons daar een kant los en sê, hanteer maar die moeilike situasie, ek sien jou weer bietjie later. Wat God eerder doen is, hy vra van ons gehoorsaamheid, getrouheid, en om hom in alles te bly vertrou. En ons sien dit deur die optrede van Paulus en van Silas. Mense sou dink in die tronk sal hulle in sak en as sit, want ons is onregverdig gestraf. Maar hulle kies om gehoorsaam te bly en lofliedere en gebed tot die Here terug. En die Here los dit nie onaangeraak nie. Hy bly nie sonder reaksie daarop nie. God kon gee vir hulle 'n lied in die nag.
Vers 25 sê, teen middernag was Paulus en Silas besig om te bid en tot lof van God te sing. Die ander gevangenes het na hulle geluister en in hulle pyn en donkerheid sing hulle tot God. Optrede wat vreemd is. Ons verwag nie die optrede nie. Ons sal self dalk in ons dag en tyd wel gesê het, julle is mal met wat hulle gedoen het. Maar hulle loflied, hulle aanbidding in gebed tot God, raak 'n getuie vir die ander gevangenes. Hulle luister na hulle gesing, hulle bid tot die Here. En dit is interessant, die houding van die ander gevangenes. Hulle luister na hulle, gewillig. Hulle word nie gedwing nie. Hulle word nie forceer in 'n rigting in nie. Hulle is daar in die oomblik en hulle neem in wat Paulus en Silas doen. Geliefdes, God gee ons ook geloof om te kan sing in die nag. Hy skep in ons daardie geloof. Wanneer ons omstandighede om ons donker en onseker is, wanneer ons nie 'n antwoord het op ons omstandighede nie, wanneer ons dalk trane in ons oë het, dan kom ontmoet God ons op 'n besonderse manier as ons in gehoorsaamheid volhard. En hy stel ons in staat om 'n lied te kan sing in die nag. Om aan hom die lof en die eer te bring, ten spyte van dit waarmee ons gekonfronteer word. Miskien is jy vandag in 'n sogenaamde nagseisoen. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, God weet van jou, God weet van jou omstandighede, maar God kan jou kom leer op 'n besonderse manier om in hierdie omstandighede 'n lied te sing, as jy jouself oopstel daarvoor. Maar dan 'n derde punt, God gebruik bonatuurlike middele. En ons kan bonatuurlik dalk ook vertaal met wonderwerk. Hy gebruik wonderwerke. Vers 26 sê, skielik kom daar 'n groot aardbewing, wat die fondamente van die tronk geskud het. Al die deure van die tronk het onmiddellik oopgegaan, en al die gevangenes se boeye het losgeraak. Wat mense bedoel het vir kwaad, gebruik God vir goed. Die mense wou wraak neem, wou vir Paulus en vir Silas straf. Maar God kom gebruik hierdie kwaadheid van die mense vir sy goed. In 'n oomblik, in 'n oogwink, kom verander God die hele situasie. In boeye vasgevang, diep in die tronk, word deure oopgebreek, word kettinge losgemaak. Is daar vryheid. En die bewaarder se reaksie is opvallend, want ek dink dis die natuurlike. Ek vrees vir my lewe, want al hierdie gevangenes is nou los. Maar tog bly hulle sit. Almal het daar gebly. En dis nie die werk van Paulus en van Silas nie. Dis die werk van God. Daarom kan Paulus hom sê, moenie jouself om die lewe bring nie. Ons is almal hier. Geliefdes, daar is niks wat vir God onmoontlik is nie. Ons wil baie dinge aan God toe-eien om te sê dit is onmoontlik, want ons dink oor God op 'n bepaalde manier. Maar niks is vir God onmoontlik nie. Nie 'n sel nie, nie kettinge nie, nie valse beskuldigings nie, nie tralies nie, ook nie die misbruik van mag nie. Dit alles kan God troef en selfs 'n beter uitkoms daaruit gee. 'n vierde punt, God se doel is altyd groter. Die tronkbewaarder vra die volgende vraag aan Paulus en Silas, menere, wat moet ek doen om gered te word? En hy vra dit omdat hy die krag van God gesien het. Wat is die impak wat dit het? Hy het iets deur Paulus en Silas se geloof en sy vertroue in God raak gesien. En nou sy vraag,
Wat moet ek doen om gered te word? Hierdie wonderwerk om 'n vryheid vir Paulus en vir Silas uit die tronkie. Dit het ook die tronkbewaarder en sy hele huis tot bekering gebring. Redding vir 'n ongelowige. God gebruik baie keer ons pyn, ons lyding, ons straf om ander se harte oop te breek. Ons kan partykeer 'n middel tot 'n doel wees. Want as ons kind van God is ons ook instrument in sy hand. En hy kan deur ons omstandighede by iemand anders te uitkom. Dat hulle tot geloof kan kom. Geliefdes, ons moet dit dalk vanoggend vasmaak as 'n gedagte wat ons saam met ons vat. Jou stryd is dalk die sleutel tot iemand anders se redding. En die antwoord van Paulus en Silas is baie eenvoudig. Glo in die Here Jesus en jy sal gered word. Jy en jou huisgesin. Glo in die Here Jesus. Ons lewe kan dit partykeer 'n werklikheid maak, dat iemand tot geloof kom. God herstel en verhef sy kinders. Ons sien hoe hierdie hele verhaal uitloop op Paulus en Silas wat wel vrygelaat word. Natuurlik het hulle die vernedering deurgegaan, die klere van hulle lywe afgeskeer, hulle het lyfstraf deurgegaan, maar hulle word later amptelik vrygelaat en eerlik behandel. Nadat Paulus verstaan het op tree regverdig op, soos daar moet opgetree word. Hy hou hulle op die einde van die dag ook verantwoordelik vir hulle dade. God laat nie sy kinders in skande kom nie. Deur dit alles wat gebeur het, word Paulus en Silas eintlik herstel in die menslike oog. Want die fokus word geskuif weg van Paulus en Silas af en God word raak gesien. En hoe gereeld wys ons uit ons omstandighede terug na God toe en sê, dit gaan nie oor my nie, maar God wat deur my gewerk het, deur my omstandighede gewerk het. Psalm 30 vers 6 sê die volgende: Waarlik sy toorn duur net 'n oomblik, maar sy goedheid lewenslang. Gisteraand was daar nog trane en vanmôre lag ek alweer. Wanneer ons lewe toevertrou aan die Here, kan ons weet daar's 'n nuwe moontlikheid op die horison. Ons gaan nie vasgevang wees in ons omstandighede nie. Ons is nie beperk tot gemaklike omstandighede nie. Moeilike omstandighede kan ons lewe tref. Ons kan met mekaar daarin deel. God kom werk dikwels deur die onmoontlike. In tronkselle, in hartseer, in gebroke plekke. Wat is vanoggend jou onmoontlike situasie, waarin jy dalk vasgevang voel? Wat vir jou voel dit lê soos 'n berg op my? Dit is soos 'n swaard wat oor my kop hang. Wat is dit wat jy vanoggend kan identifiseer? Geliefdes, mag ons soos Paulus en Silas, leer om op God te vertrou. Ook in hierdie moeilike omstandighede. Om te sing in die donker en te glo dat hy elke ketting van ons lewe sal afbreek. Maar mag ons dit nie net bid, vra en vertrou vir onsself nie, maar ook vir die mense rondom ons. Want wanneer ons met mekaar begin praat, gaan ons hoor moeilike omstandighede, die onmoontlike omstandighede, is nie net in my en jou lewe nie. Ons deel dit met mekaar in die samelewing. Is jy dalk vandag vasgevang in 'n onmoontlike situasie? Glo jy dat God selfs hierdie kan gebruik om sy doel te bereik? Dan wil ek jou nooi, laat hom toe om jou loflied te laat sing in die nag. En kyk hoe hy deur jou by ander uitkom, omdat hy getrou is en jy gehoorsaam is. Gehoorsaam is om te glo en te vertrou in die een wat lewe gee en wat om elke omstandighede regeer en in beheer is.
Geliefdes, mag ons gaan leef met die wete, God gebruik die onmoontlike omstandighede in ons lewe om by 'n groter doel uit te kom. Om by geloof en redding uit te kom. Mag ons dit nie net bevraagteken en net probeer vermy nie. Maar mag ons dit verwelkom, selfs omhels en sê dankie dat die Here my gebruik. Mag ons 'n verwagting hê dat God iets wonderlik ook daarmee sal doen. Amen. Kom ons bid saam. Here, as ons vanoggend hierdie gedeelte Handelinge 16 hoor en ons sien hierdie verhaal in ons geestesoog afspeel en ons trek 'n lyn deur na ons eie lewe toe, dan wil ons nog steeds amper sê, it's too good to be true. Here, want U almag, U grootheid is soveel groter as wat ons beperkte verstand, begrip strek. Here, maar ons gebed vanoggend is dat U by ons hierdie besef sal kweek en sal vasmaak dat U ook hierdie onmoontlike situasies kan gebruik tot 'n groter en beter doel wat U in oog het. Here, maar mag ons in daardie omstandighede ons oog op U gerig hou, aan U ons lof en ons eer gee, omdat ons volhard in geloof en vertroue. Here, want U is die een wat ons lewe in die hande vashou. Mag ons rigtingwysers wees na U toe. En nie so opgeneem word in ons omstandighede, dat ons U eintlik ontken nie. Here, dankie vir U liefde en U genade. Dankie dat elkeen van ons, glo ek, al 'n verhaal het waar ons kan getuig dat U ons deur sulke moeilike omstandighede gelei het, beskerm het en bewaar het. Here, mag dit ons getuienis wees waarmee ons gaan uitleef elke dag, dat ons lewe veilig is in U hande en ons oog gerig is op U. Here, wees met ons elke dag, waar ons omstandighede ook al mag verskil, mag ons U daarin raak sien. Ons bid en vra dit in afhanklikheid in U naam alleen. Amen.